Goeiemôre vriende, hier op die 27ste Junie 2026 Saterdag. Ek hoop julle het 'n wonderlike Saterdag voor julle. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat mense gemaak het, wat diere gemaak het, wat visse in die see gemaak het, wat plante en bome en berge gemaak het, vlaktes en gras. U het alles gemaak, Here. Ons aanbid U. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, die konteks hardloop seker nou al by julle oor uit, maar kom ons sê maar weer vir mekaar, die brief is so geskryf so 80, 70, 80, 90 na Christus. Julle kan nou dink die gehoor wat daardie tyd daar was, die naam Hebreërs van die boek word Hebreërs genoem, ek dink nie om dowenete nie, omdat hierdie gemeente het of hierdie mense het hoofsaaklik uit Joodse Christene bestaan, liewe vriende, wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het, né? En dan weet ons nou dat hierdie mense was inderdaad vervolg, hulle het moedeloos geraak, liewe vriende, hulle het swaar gekry en het 'n gevaar geloop om dan weer terug te keer na die ou verbond toe, en dan die ander mense wat ook deel was van hulle wat nie die Joodse geloof aanvaar het, die was ook deel daarvan dat hulle miskien heel moontlik teruggegaan het na hulle ander godsdienst toe. En nou daarom kom praat die Hebreër skrywer die heeltyd met hulle, net ons nou sê ons dit oor en oor vir mekaar, né? So kom ons lees aan, liewe vriende, ons het nou gister 'n bietjie met mekaar gepraat, moet ek net gou my berings gou hierso kry, dat ek net gou kyk hierso. Ja, ons het 'n bietjie gepraat oor dat die sonde moet jy die weerstand bied te alle tye en met 'n stryd om lewe en dood wees. En daarom het ons vir mekaar 'n bietjie gister het ons spesifiek met mekaar gepraat oor tug, hoe werk dit straf en so aan. Ek het 'n bietjie julle my tyd op het gegee en so aan, en ek het gesê ek sal graag 'n lekker gesprek met julle ook daarmee wil hê, julle denke ook daar wil toets. En dan kom hy, liewe vriende, dan sê hy hierso in vers 14, hy sê, nou praat hy met hierdie mense, hierdie Hebreërs, hierdie gemeente, vriende wat meerendeels uit Joodse ouens bestaan, en mense wat uit ander gelowe tot bekering gekom het, wat moedeloos is, en alles, sê hy, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou so, onthou nou, so hulle wil nou teruggaan na die wet toe. Baie van die mense wil teruggaan na die ou godsdienste toe met al hulle rituele wat meeste van die tyd seksualiteitsgebruik en verbruik en misbruik ingesluit het, né? Met al die goggas daar rondom verbonde en 110 ander goeders. Nou kom sê hy, beywer julle vir vrede met alle mense, asook vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou vriende, onthou nou hulle word vervolg, hulle kry nou swaar. So wat beteken dit? Beteken dat jy kan op 'n kol begin sê nee, dis om 'n nonsens hier. Ek trek nou 'n klomp strepe. En kan dit wees dat ek en jy reg in eie hande neem? Onthou, ek interpreteer. Daarom dat hy vir hulle sê, beywer julle vir vrede met alle mense. Beywer julle vir vrede met alle mense. Besop dat julle nie retaliate nie. Besop dat julle nie weer wraak neem nie, né? Wat natuurlik uit die aard van die saak baie moeilik is, want ek en jy bly net 'n gewone mens, en daarom wanneer ek en jy dit reg kry om nie wraak te neem wanneer daar teen ons iets gedoen word nie, dan kan ek en jy maar net terugkyk en die Heilige Gees die eer gee om te sê, ek het dit nie in my gehad nie, maar omdat die Gees binne in my is, omdat ek in hierdie lewende verhouding met God staan, het die Gees my gehelp om op daai stadium anders op te tree, né? So beywer julle, so lê julle toe daarop, so dit is 'n aksie wat julle moet uitvoer. Dit kom nie maklik nie, dat jy moet jou beywer daarvoor. Jy moet absoluut daarvoor streef om met alle mense in vrede te lewe. Dan moet jy 'n tweede ding, hy sê so jy moet jou beywer, so dit is 'n werkwoord, né? Jy moet jou beywer om wat te doen? Om 'n heilige lewe te lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Om 'n heilige lewe te lewe, né? En dit is amper half wat hy weer vir hulle sê, besop nou om terug te gaan na julle ou weet toe, want julle weet nou wat se goggas is daar, beywer julle vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou vriende, dit is wat ons ook vir mekaar moet kom sê, dat ek en jy ten alle tye ten bloede toe moet weerstand bied teen die sonde, dat ek en jy inderdaad vir jou en vir my is alles nie geoorloof nie. Ek en jy kan nie maar net doen wat ons wil omdat Jesus vir ons gesterf het nie. Ek en jy moet ten bloede toe weerstand bied teen die sonde. Ek en jy moet daarop uit wees om 'n heilige lewe te lewe. Wat beteken 'n heilige lewe? 'n Heilige lewe beteken om afgesonder te wees vir Christus.
eenkant gesit te wees vir Christus. En dit beteken 'n heilige lewe, beteken, liewe vriende, om die heeltyd te doen wat God wil hê jy moet doen. Daarom die Onse Vader, laat U wil geskied in my lewe. Dit is 'n heilige lewe. Dit beteken as jy 'n motor koop, as jy 'n huis koop, as jy in 'n verhouding gaan staan met 'n ou of 'n meisie, of wanneer jy van werk wil verander, moet jy verander. As jy wil verhuis, as jy wil emigreer, alles gaan daaroor om God se wil uit te vind. Om God se wil uit te vind beteken jy stel jou ondergeskik aan God. As jy ondergeskik aan God stel, beteken dat jy leef heilig as 'n afgesonderde mens vir God, vir Christus, sodat die Heilige Gees deur ons kan werk. So om 'n heilige lewe, liewe vriende, te lewe is om te alle tye uit te vind wat is dit wat God, Christus en die Heilige Gees deur ons wil doen waar ons ook al is. Jy moet 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. Jy kan nou dink, vriende, as ek en jy nou maar net jy weet die sogenaamde, jy kry mos ek dink baie keer, hoe sal ek dit nou stel? Ek kyk baie keer na van die kinders van die Here, né? Nou daar's moet ou nou baie versigtig wees want ons het almal voete van klei, altyd onthou. Vriende wat sê hulle is kinders van die Here, maar 'n mens sien niks daarvan nie. Dit is wat ek dink waar die Hebreërs skrywer maar net die ouens wil kom waarsku. Sê, hoor julle is anders, julle moet anders lewe. Julle is bywoners in hierdie aarde. Julle is sojourners op hierdie aarde. Julle is geheilig deur die Heilige Gees. Julle glo tog in Jesus Christus. So hy stel dit radikaal hierso net. Hy wil hulle aandag hê. Dit is wat hy wil hê. Hy wil hulle aandag hê om te sê, as julle dit besop nou, julle moet so leef. Julle moet 'n heilige lewe waar sonder niemand in die hemel kan inkom nie. Nee. En ek dink ons moet altyd streef daarna, maar vriende, kom ons sê ook vir mekaar, as ek en jy 'n kind is van die Here, kom ons vat gou vir Dawid as 'n voorbeeld. As ons vir Dawid vat as 'n voorbeeld, dit 'n heilige lewe. Daar's 'n paar instansies wat hy glad nie heilige lewe het nie. So is hy dan verlore? Gaan hy dan nie die Here sien nie? Nee, tog nie, want God sê hy's 'n man na sy hart. So het hy aangevang met Batsheba, hy het seks met haar gehad. Toe sy net nadat sy gemenstrueer het, haar maandstond debat gehad het. En hy slaap by haar, sy verwag 'n kindjie en wat doen hy? Hy laat haar man doodmaak. So wanneer die skrywer skryf, liewe vriende, dan skryf hy uit 'n radikale oogpunt. Daarom is die konteks so belangrik om vir hierdie mense te sê, besop dat julle nie wegvlug nie. Besop dat julle nie of wegvlug van Jesus af nie. Besop dat julle nou nie 'n ander godsdienst gaan aanhang nie. Want as julle nou teruggaan, dan verloon julle eintlik vir Christus. En om heilig te lewe amper in hierdie konteks vir my is om te sê, jy moet by Jesus bly. Jy moet by Jesus bly, né? So dis hoekom ek vir julle sê met die straf van al die goed wat vir my bietjie moeilik is omdat Jesus in ons plek, ek sê vir Jesus was 'n stryd vir baie maklik. Maar omdat Jesus vir ons in ons plek kom sterwe, is daar niks, kom sê die Bybel vir ons op alle plekke, wat ons kan ruk uit die hande van Christus uit nie. Selfs al maar vang ek en jy as kind van die Here die verskriklikste goeters aan. Kan niks ons red pluk uit sy hande uit nie. Want Jesus het vir al ons sondes kom sterwe. Julle verstaan, so wanneer ek hier goed met julle deel en ek sommer my hart met julle deel, dan kom dit uit daai konteks uit. So, moet ons heilig lewe? Absoluut. Maar liewe vriende, selfs die slegste sonde kan ons nie ruk uit die hand van God uit. Dit moet julle altyd onthou. Wat ek dink hy hierso sê, mense as ook beywer julle vir vrede met alle mense, maar ook vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. En daardeur dink ek probeer hy ook vir ons sê, julle moet met alles wat julle gaan dit nie altyd reg doen. Julle gaan nie altyd kan heilig lewe nie, want julle is sondaars. Julle is verloste, maar sondaars. Maar dat julle te alle tye moet leef as mense wat regtig streef daarna, om as mense wat aan die beeld van God geskep is om hom te verteenwoordig so te lewe. So wanneer jou wiele afval, gaan sê vir hom jy is jammer, Jesus het klaar vir daai sondes gesterwe. Sê vir hom jy is jammer en dan probeer jy weer alles in jou vermoë om heilig te lewe, want jy moet tog probeer. Jy kan nie sê maar ek kan maar vloek net as ek wil nie. Ek kan maar dit doen maar net as ek wil nie, want ek is gered nie. Jy moet nie dit doen. Dit mos nou nie om opreg te wees met God die Vader nie. Maar wanneer ek en jy so 'n ding doen en ons wiele val af, ons gaan terug na die Here toe en sê, Here, ek weet Jesus het klaar vir my gesterf, maar ek wil net weer eens kom sê, ek is jammer, Here, ek kom vra vir U dat U weer vir my sal help deur die Gees om hierdie pad van heiligheid saam met U te stap. Weer eens vriende, dis moeiliker goeters hier, 'n bietjie hoër graad goed, wat ek wil hê julle moet sommer 'n bietjie saam met my dink. Weer eens, daar's nie klinkklare maklike antwoordjies. Iemand wat vir jou maklik om 'n maklike antwoord te gee. Baie maklik vir my.
Maar dit is nie so maklik wanneer jy al hierdie goeders in gedagte het. So hoe sien ons die goeders? Hoe dink julle daar? Hoe lei die Heilige Gees julle daar? Ek hoop tog die goed het lekker gesprekke daar in julle huis ook tot gevolg. Dat julle 'n bietjie dink daaroor. Mooi Saterdag vir julle. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.